Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Saterdag, die 21 Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en vandag doen ons 'n blitsbulletin nuus. Ons hoofopskrif vir vandag sê Chuck Norris, bekende akteur, sterf. Nuushooftrekke vir vandag. VSA stuur nog duisende soldate na die Midde-Ooste. Chuck Norris, bekende akteur, oorlede. Korrupsie in Namakoland ontbloot, 8 verskyn in die streekhof. Gauteng skole het die meeste leerlinge per skool in die land. Nieu-Seeland wen Proteas in T20 wedstryd. SA beker wedstryde word die naweek gespeel. Die wêreldbekende akteur Chuck Norris is donderdag op die ouderdom van 86 jaar oorlede. Volgens die berigte is hy in 'n plaaslike hospitaal in Hawaii, waar hy gewoon het, opgeneem. Volgens bekendes in die filmbedryf was Chuck nie net 'n kampioen in gevegskuns nie, maar hy het oral vriende gemaak waar hy gereis het. Jean-Claude Van Damme noem dat hy en Chuck jarelange vriende was en hy het respek vir hierdie beroemde akteur gehad. Dolph Lundgren, ook 'n akteur, sê dat Chuck sy kampioen was en hy het baie by hom geleer as 'n akteur. Norris was veral bekend as die hoofakteur in Walker, Texas Ranger. Hy het ook in Missing Action gespeel en in Delta Force. Sy eerste rolprent was 'n karate rolprent in 1968 waar hy sy debuut gemaak het. Die hele wêreld sal beslis vir Chuck Norris mis en glo nie daar is tans iemand wat sy skoene sal kan volstaan nie. Chuck was getroud met Gina O'Kelly, baie sterkte vir die akteur se familie. Die media van die VSA noem dat nog duisende soldate na die Midde-Ooste gestuur word. Die oorlog tussen Iran en VSA beloop na hulle tydperk van weke lank. Die VSA noem dat hulle gevegskapasiteit in die Midde-Ooste wil opbou. As daar verdere teenstand gaan wees, sal die VSA reg wees om enige situasie te kan ontlont. Volgens inligting is daar reeds sowat 50.000 Amerikaanse soldate ontplooi in hierdie oorlog getuieerde gebiede. $200 miljard is aangevra om die operasie verder te finansier totdat die oorlog op 'n einde gekom het. Korrupsiesake in die Namakoland het aan die lig gekom. 8 beskuldigdes van die Kamiesberg munisipaliteit het reeds Vrydag in die hof verskyn in Karies. Hulle is aangekla van bedrog, geldwasery en korrupsie. Die ouderdomme van die beskuldigdes wissel tussen 22 jaar en 55 jaar. Volgens inligting is hulle die hele tyd dopgehou, aangesien ongeruimthede opgemerk is en die valkheid toegeslaan en hulle is dadelik gearresteer. 'n Faktuur wat duisende rande beloop is deur 'n maatskappy ingedien, maar die dienste is nooit aan die munisipaliteit gelewer nie. Geld is toe oorbetaal nadat dit gemagtig is. Die hof het borg aan al die beskuldigdes toegestaan en het wissel van R1.000 tot R20.000. Die saak is uitgestel tot 23 April na die Handelshof in Springbok, ook in die Noord-Kaap geleë. Gautengse skole het ongeveer 50% meer leerlinge per skool as die res van die land se skole. Volgens FETSAS word 'n min skole beskikbaar gestel vir die hoeveelheid kinders wat skool toe moet gaan. Volgens 'n departementele verslag het die Gauteng skole sowat 1150 leerlinge per skool en die res van die land se skole sowat 580 leerlinge per skool. Naptosa se hoof sê dat meer skole nou dringend nodig is om al die leerlinge te kan akkommodeer. Volgens kenners noem hulle dat die regte kontrakteurs aangestel moet word wat nie onnodig tyd sal mors om die skole klaar te maak nie. Nieu-Seeland en die Proteas was Vrydag slaags in 'n T20 wedstryd. Die Proteas is ingestuur om te gaan golf, maar kon slegs 136 lopies vir 9 paaltjies in hulle toegelate 20 beurte gekry. Met die golf het Ngobani Mokoena 26 nie uit aangeteken van 20 balle. Josh Linde het 23 geslaan van 19 balle en Dian Forrester, 'n redelike nuweling in die span, het 17 van sy 15 balle gekry. Met die bal in die hand het Mitchell Santner, die kaptein, 2 paaltjies gevat en het 21 lopies en 3 beurte afgestaan. Benjamin Sears het 2 vir 27 aangeteken en Kyle Jamieson het 2 vir 42 lopies aangeteken. Vir die Kiwis het Tom Latham 63 lopies nie uit aangeteken en Devin Colwell het 39 lopies geslaan van 26 balle en Tim Robinson het 17 van 17 balle aangeteken. Vir die Proteas se bowlers het Luta Sipamla 1 vir 26 geneem, Keshav Maharaj het 1 vir 30 gekry en Wian Mulder het 0 vir 5 lopies in sy 1 beurt aangeteken. Nieu-Seeland het gewen met 8 balkies, daar is nog 22 balle oor. Die speler van die wedstryd was wel verdien, Lockie Ferguson van Nieu-Seeland. Die wedstryd wat in die SA beker reeks in Bloemfontein gespeel is tussen die Cheetahs op Vrydag aan die gasheer en die Airling Pumas is afgelas
weens erge weersomstandighede. Pumas was met 10 teenoor die Cheetahs se 7 punte in die voortou gewees. Albei spanne het egter net 2 ligapunte verdien. Vandag om 1500 speel die Griffins teen die Leopards in Welkom. Boland Cavaliers speel in Wellington teen die Valke. Die Griquas speel teen die Grens in Kimberley en OP speel teen die SWD. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk as volg: Messina 2132, Polokwane 1726, Lephalale 1929, Mbombela 1826, Mahikeng 1828, Pretoria 1927, Johannesburg 1624, Ermelo 1421, Galagari 2035, Gaborone 2028, Richards Bay 2026, Pietermaritzburg 16 en 19, Durban 2023, Port St. John's 17 en 20, Pongola 2025, Maputo 2327, Bethlehem 1325, Bloemfontein 16 en 30, Allewal Noord 1525, Welkom 1731, Vryburg 1732, Kimberley 1832, Appington 1933, Prieska 1831, Springbok 1230, Karasburg 1630, Keetmanshoop 1634, Mariental 1735, Alexander Bay 1423, Brandvlei 1430, Loederits Bay 1531, Vredendal 1431, Kaapstad 1723, Sutherland 923, George 1524, Jeffreys Bay 1524, Geberra 1525, Graaff-Reinet 1322, Kaaphooglaas 1522, De Aar 1529, Molteno 10 en 17, Beaufort Wes 1425, Oos-London 16 en 19, Mabalane 23 in die oggend, 34 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.92, die euro verhandel teen R19.68, 'n pond kos R22.69, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $1,970, palladium per fyn ons is $1,445, silwer per fyn ons is $67.60, goud per fyn ons is $4,488, Brent olie per vat is $112.19. Gedagte vir die dag: moet nooit jammer voel dat jy 'n goeie hart het nie. Alle goeie dinge wat jy gedoen het, om vermenigvuldig terug na jou toe. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en naweek word verder vir almal toegewens.